Is ingeskakel op Groot Plaas en op 'n maandag gesels ons met Dr. Johnny van der Merwe. Hy is van Agricultural Market Trends vir die nuutste tendense in die landboumark. Johnny, goeiemôre en welkom terug. Goeiemôre Toepie, lekker om saam met julle te kan gesels weer vanoggend. Johnny, so ek sien die beespryse is 'n bietjie onder druk op die oomblik. Is dit moontlik dat dit ander pryse ook gaan affekteer? Ja, Toepie, ons het gesien, as jy nou gaan kyk na begin Desember, einde November, het superspryse of die A2-3 slagpryse het so op R73 per kilogram verhandel. Ons staan nou so nader aan R63. So ons het so R10 daling dan gesien oor die afgelope maand. En ek dink ons kom nou ook weer terug van die effek van back and close af. So dit het maar tot 'n mate effek wat back and close op die markte gehad het. En natuurlik dit gaan ook moontlik oorspoel na speenkalfmarkte toe. Speenkalfpryse is relatief stabiel nog hier bo die R40 merk, R41, maar die verwagting is wel dat die slagpryse, die A2-3 slagpryse 'n bietjie afwaarts kan beweeg. Ons sien natuurlik tydens Januarie dat ons tradisioneel baie laer vraag sien, mense wat terug gaan skole toe, daar's baie fondse wat nou na ander plekke toe moet gaan, in plaas van leksede soos wat bees en skaapvleis gewoonlik maar bietjie meer is. En natuurlik verbruikers baie onder druk, hulle het al hulle geld tydens die feestyd, meeste van hulle geld tydens daai tyd spandeer. So vraag is gewoonlik 'n bietjie onder druk, en toe het ons nou nog gesien dat voermarges baie goed was. So ons sien baie kleiner voerkrale op plase tans wat besig is om op te tel. En dit het beteken dat die aanbod van speenkalvers bietjie laer is, so ons het die speenkalfpryse dan bietjie hoër is, en dan slagbare diere wat dan hoër is. So die aanbod van vleis wat dan wel bietjie op is, en ons verwag dat daai prys dalk nog so bietjie terug kan kom, of verder kan daal oor die volgende maand of ten minste. So tot waar hy wel gaan daal is ek nie seker nie. Die vorige 2 jare is pryse hier rondom R55, R56 gewees. Ek dink ons gaan dalk bietjie op 'n hoër vlak stabiliseer. Rondom R60 is my gevoel, of ek hoop regtig so. Ek dink ons kan ook so 'n bietjie hoër vlakke handhaaf, bietjie nuwe vlakke sien vir die jaar. Dit het oorgespoel skaap toe. Skaap is ook af. Ons staan hier, ek dink skat ek hier rondom R104, R105 vir slagpryse. Lampryse ook dan baie af, weer eens baie laer vraag gesien, ook weer bietjie hoër aanbod wat in daai mark inkom. Baie interessant is die hoë slagpryse wat ons gehad het dan hoë vark en hoenderpryse ook veroorsaak, maar ons verwag dat daai hoender en varkpryse ook wel bietjie afkom, soos hulle aanbod relatief konstant gewoonlik bly. Hulle is in 'n intense sisteme, maar ek dink die vraagelement van dit kan ook moontlik bietjie afkom, soos bees nou moontlik weer bietjie meer bekostigbaar raak. Johnny, ons het so 45 sekondes, net kortliks, mielie en sojapryse is ook heidaglik bietjie onder druk. Wat dryf dit en is daar wel hoop? Ja, daar's nie veel nuus uit die mieliemarkte op hierdie oomblik nie. So in kortlik, Amerikaanse pryse is baie stabiel. Hulle moet nou hierdie geweldige aanbod, hierdie enorme aanbod van Amerika, Brasil moet ons nou absorbeer. So in kort is aanbod is tans hoër as vraag. Vraag is steeds goed, maar aanbod is regtig enorm op die oomblik. So vir iets om die markte te skuif, gaan ons 'n weer of 'n aanbodsprobleem moet hê. So ons gaan moet kyk plaaslik, daar's baie sprake, ons beweeg nou na El Niño toe, so ons gaan dalk 'n plaaslike weersprobleem of 'n scarce Engelse woord moet kry, of in Brasil. Brasil is die ander groot ding wat ons nou voor moet uitkyk, en natuurlik die wisselkoers. Die wisselkoers bly sterker, hy druk ons mielie en sojapryse verder af. So as ons bietjie onsekerheid politiek plaaslik kry, kan hy dalk bietjie ondersteuning bring as die rand verswak, maar as ons weer skeef draai plaaslik, of as daar in Brasil iets kom, dan kan ons weer 'n bietjie ondersteuning in hierdie markte sien. Johnny, baie dankie vir jou tyd. Altyd lekker met jou te gesels, en dan gesels ons weer volgende week maandag. Dis Dr. Johnny van der Merwe, Agricultural Market Trends, om vir ons te vertel wat is die nuutste tendense in die landboumarkte. Ons is nou weer terug met ons volgende gas op net hierna. Welkom terug op Groot Plaas, en ons gas vanoggend Johan Mouton, hy is van Mullatech, en ons gesels 'n bietjie oor produksielek. Johan, goeiemôre en welkom op Groot Plaas. Môre Dupie, baie lekker om by julle te wees, dankie man. Johan, so wat presies is 'n produksielek en hoekom is dit iets wat boere so gereeld gebruik? Dupie, ek dink ons moet miskien 'n bietjie na die groter prentjie van lekaanvulling in totaliteit kyk, en ons wil ook so in 3 kategorieë insit. Die eerste sou ek sê is die minerale lekke, wat ons nou makro en mikrominerale gebruik by.
tipies ons fosfaatlekke, daar waar ons nou hierdie tyd van die jaar is in die hoogsomermaande. Die agtergrond miskien 'n lakterende koei het ergens tussen so 20 en 30 gram fosfaat 'n dag nodig. Ons vul hierdie tyd van die jaar tipiese P6 lekke aan wat so 200 gram inname het, maar dan vir ons ergens tussen 10 en 15 gram fosfaat vir die koei gee, want die res kry sy uit die veld uit. Dit sou genoeg wees. So dit net aan die gewone fosfaatkant van die ouens. Dan ons volgende groep lekke wat ons sal kyk is ons produksielekke. Ag nee, ons produksielekke nie, ons onderhoudslekker. Dis die ouens wat ons in die wintermaande tipies gee, hierdie ouens wat 40-50% proteïen in het, gewoonlik ergens 10, 12, 13% urium daarin. So hulle help letterlik net vir wat hulle sê, vir onderhoud vir 'n dier. Selfs sommetjie aan die fosfaatkant, droë koei het so rondom 600 gram proteïen nodig, 700 gram in die wintermaande, dis 'n nie lakterende dier. Ons veld gee vir ons miskien 'n 4 of 'n 500, ons vul so 500 gram lek aan, en dan beteken dit ons kry so 200-250 gram proteïen aan. So ons minerale lekke en ons onderhoud en ons onderhoudslekke hulle is vir ons nie onderhandelbaar nie. Ons wil definitief, ons moet hulle vir ons diere gee. Dan skuif ons na die produksielekke toe, en om dit in die prentjie vir julle te sit net, produksielek gee ons redelik baie vir 'n dier, van ergens tussen 'n kilogram en 'n half 'n dag. Hulle proteïninhoud is tipies rondom tussen 20 en 30%, maak dit maar 25, en dit is redelik hoog in energie. Maaktelike syfer om te gebruik, miskien is 70% energie. So dit sou beteken as ek vir 'n koei 'n kilo en 'n half daarvan gee ek ergens hier na 300 gram proteïen toe. Onthou nou net, 'n lakterende koei se proteïenbehoefte gaan nie na 'n kilogram 'n dag toe, is redelik hoog, selfs 1,1 kilogram 'n dag. So ons wil vir genoeg proteïen ingee, en dis gewoonlik bietjie beter kwaliteit proteïen. Dis nie net soos ons onderhoudslekke wat net 'n klomp stikstof is. En dan saai die klomp energie by wat verskoon. Wat dan beteken hierdie koei kry omtrent so kilogram energie 'n dag in, enigiets van 10-15% van haar totale behoefte. So produksielek, wil amper sê is 'n groot kanon, en hy gee vir ons produksie bo wat ons normale veld vir ons sou gee. So dis regtig om daai dier op 'n hoër vlak te vat. Ek dink die belangrike deel net as ons begin produksielekke gee, die veld is deurslaggewend vir die sukses van 'n produksielek. Die twee loop hand aan hand. Ons moet regtig goeie veld hê, dan kry ons die beste waarde uit 'n produksielek uit. Johan, so as ons nou praat, jy het nou genoem dat jy weet verskillende tye van die jaar het jy 'n hoër proteïneinhoud in die lekke ensovoorts, maar as ons kyk na hoofkomponente in die samestelling van hierdie lekke, wat is oor die algemeen in hierdie lekke? Ja, so ek genoem het die lek het 'n proteïnkomponent in, wat ons praat van NPN, is gewoonlik urium, wat net 'n klomp vrystukstof is. Nou hierdie is nie regtige proteïen nie. Dit is 'n bousteen vir die klomp bakterieë wat in die dier se rumen is. Onthou, as ons met 'n rumendier boer, dan boer ons of met 'n bees en 'n skaap boer ons met 'n rumendier. Hy het eintlik 'n klomp bakterieë in sy grootpens of in sy rumen gedeelte. Hierdie bakterieë het die vermoë om gras te benut wat ons as mense as enkelmaagdiere nie het nie, of hoenders en varke nie het nie. So ons gebruik hierdie bousteen van stikstof wat ons vir die dier gee, saam met klompie energie, want daai klomp goggaatjies of bakterieë in die dier se liggaam het ook 'n klompie energie nodig om te en van dit maak ons wat ons noem bakterieële proteïen. Die dier het 'n ongelooflike vermoë om by verre die meerderheid proteïen wat hy nodig het vir homself te produseer. Die ander proteïnkomponent wat in die lekke is gewoonlik wat ons praat van die natuurlike proteïen. So hy is klaar 'n proteïnkomponent. Dis iets soos katoenoliekoek, sojaoliekoek of iets van daai aard. Ander komponent van ons lek is ons makro en mikrominerale. Ons die makro en mikro verwys maar net na die hoeveelhede in wat nodig is. Dis die ou storie van klein botteltjies met sterk gif in. Hierdie goed is in klein hoeveelhede nodig. Maar ons het regtig dit nodig vir 'n dier. Soos ek gesê het, die aanvulling op 'n volwasse koei miskien 15 gram 'n dag. Daai 15 gram 'n dag kan 'n kondisiepunt op die koei vir die seisoen beteken, of sy gaan dragtig word of nie dragtig word nie. En dan laaste wat ek na verwys het, die energiekomponent, produksie lekker belangrik, by die ander ouens minder belangrik. Johan, so waarom is proteïene en energie so belangrik vir koeie, spesifiek ook na hulle gekalf het?
Wel, so ek sê die koei se behoefte verhoog dramaties. Gesê die droë dier se behoefte is so rondom 600 gram. Ons koei se behoefte as sy in kalf is gaan kilogram 'n dag toe. En gewoonlik kalf ons koeie af hier aan die einde van die seisoen, af aan die einde van die winter, Augustus, September maand. Ons vel begin bietjie uitgevreet raak, die beste komponent daarvan is klaar weg. En dan moet ons dit aanvul, want ons veld het eenvoudig net nie genoeg in nie. As ons vir haar net 'n onderhoudslek daar gee, die tipiese 40-50% proteïnlekke, dan begin die koei val in kondisie. Onthou die dag as die koei afkalf, is die kritiese kondisiepunt vir haar of sy weer herkonsepsie gaan hê. Ons wil ten minste 3 na 3,5 konsepsiepunt hê die dag as die koei kalf. As sy dit nie daai tyd het nie, is die kans dat sy bul gaan vat baie swak vorentoe en ons slaan oor. So dis hoekom ons in die tweede helfte van die winter gewoonlik as ons koeie in kalf kom, vir hulle produksielek gee om seker te maak sy is net 'n kondisiepunt die dag as sy kalf. Johan, jy het ook bietjie vroeër genoem dat dis baie belangrik om te kyk na hoe jou veld lyk en wat jou veld tans het vir jou diere voordat jy oor 'n lek besluit. Maar is daar 'n spesifieke tyd van die jaar wanneer mense hierdie lekke wel moet uitsit? Wel, so ek sê die fosfaatlekke in die somermaande, ons onderhoudslekke in die wintermaande en die produksielek gebruik ons na gelang van wanneer dit nodig is. Ek wil nie sê produksielek is gegee, jy moet dit gee nie. Jy kyk na jou produksiestatus, jou ekonomie, hoe lyk jou koeie se kondisie en op grond daarvan neem jy die besluit om 'n produksielek te gee. Ek het vinnig verwys na die weidingskomponent toe waarna ou moet kyk. Miskien net hoekom ek gesê het diere het regtig die kwaliteit van die weiding is deurslaggewend in die sukses wat jy gaan hê. Stukkie werk wat ons gedoen het, ons het vir diere swak kwaliteit hooi gegee, dis skape gewees hierdie, so 550 gram produksielek 'n dag. Die ander klomp het goeie kwaliteit hooi gekry, net 300 gram produksielek, so jy kan klaar vir jou dink daar's 'n redelike verskil in die ekonomie hiervan. Die ouens wat die swak hooi gekry het so 15-18% swakker presteer in terme van speenmassa van hulle lammers, as die ouens wat die goeie hooi gekry het. So wat ek vir jou sê, as jy swak kwaliteit veldbestuur het, die klomp pionierspesies, jy gaan dit nie uitpresteer met 'n produksielek nie. Dit gaan oor 'n totale pakket. Jy moet nie dink net ek sit produksielek uit en my probleem is opgelos nie. Jou veldbestuur is krities belangrik ook hierin. Johan, ons het nog so vinnige 30 sekondes oor. Is produksielekke altyd ekonomies vir die produsente? Weer eens, kom terug, die weiding moet krities moet reg wees, ons moet vir 'n goeie kwaliteit weiding gee. Ek dink die een plek waar ek hom definitief sou gee, my vervangingsverse wat ek die eerste winter op veld groot maak. Daar is dit nie vir my onderhandelbaar nie. Daar sal ek produksielek gee vir die res van die diere. Praat met jou voedingkundige, jou veearts en neem die besluit op grond van jou diere se kondisie. Johan, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Johan Mouton van Mulitech, en hy het bietjie met ons meer geleer oor produksielekke en wanneer dit nodig is om dit natuurlik vir ons diere te gee. Dis al wat vir ons tyd het op 'n maandag, so 'n lekker week verder en ons sal mekaar weer môreoggend sien.